Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here spreek vandag met ons uit Openbaring 3, vers 14 tot 22. Openbaring 3, vers 14 tot 22. Dit is die laaste brief aan die 7 gemeentes, die brief aan Laodicea, en saam met dit Kolossense 4, vers 12 tot 18. Openbaring 3, vers 14 tot 22. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat nie deur vuur gelouter is nie. Goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Dan blaai ons terug na Kolossense 4 toe, en ons lees vanaf vers 12. Epafras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle, en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer het vir julle, en vir die wat in Laodicea, en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde en Demas groet julle. Groet die broeders in Laodicea en Nimfas, en die gemeentes wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees was, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit Laodicea lees. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van Paulus met my eie hand, dink aan my boeie, die genade sy met julle. Uit hierdie gedeelte, 2 gedeeltes, vers 13 en vers 17, waarop ons net wil klem plaas. Want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer het vir julle, en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Dit is die woord van die Here. Kom, laat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dank U vir U groot genade en liefde. Ons dank U, Here, dat ons in hierdie afgelope tyd van hemelvaart af, deur die Pinkstertyd, kon stil staan by U openbaring aan Johannes, wat hy aan die gemeentes moes skryf. En aan die briewe
wat U vir die gemeentes laat skryf het. Dat ons daaruit soveel kon leer van die uitdagings, die beproewings en die versoekings wat die kerk deurgaan. En dat ons ook van onsself, elke een, daarin iets kon raak sien waarin ons tot U moet bekeer. Daarom, Here, kom ons ook vanoggend by hierdie laaste brief. Hierdie brief waarin U weer oproep tot bekering. En ons vra U, Here, maak dit vir ons ook toepaslik in ons kerk, in ons lewe, in ons volk. Dat ons, dit wat ons hier leer ook sal kan gebruik om U te eer en te verheerlik. Ja, Here, ons weet dat ons net van U afhanklik is. Waar ons ook vandag voor U kom buig, in diepe afhanklikheid van U wat alles gemaak het, en wat ons in U Seun Jesus Christus kom red het, kom vra ons ook van U dat U deur U Heilige Gees in ons gemeente sal werk, waar ons vandag ook kan terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees, en hoe dat dit ook die kerk van Christus laat groei het, laat blom het, en ons as 'n spruit van daardie kerk, hier in ons eie omgewing, moet blom. Kom vra ons U, Here, dat U deur U Heilige Gees ook in ons sal werk. Ons ook ywerig sal maak om U lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag. En dat ons dit sal uitleef deur ons liefde aan ons naaste, want U het dit vir ons gevra. En daarom vra ons, Here, spreek met ons deur hierdie brief. En bekeer ons tot U, sodat ons kan bekeer. In Jesus naam alleen. Amen. Lieve broers en susters, in die reeks tot dusver is daar een saak wat baie duidelik staan. En dit is wanneer die Here homself beskryf in hierdie briewe, dan sê hy ook in die beskrywing alreeds iets van die probleem waarmee die gemeente gekonfronteer word en die oplossing vir hierdie probleem. In hierdie brief kom beskryf die Here hom as die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ons vier vandag Pinkster Sondag, die uitstorting van die Heilige Gees. Daardie dag waarop die Heilige Gees in sy kerk en nie net in enkel persone soos in die Ou Testament gewerk het nie, en begin het om in sy kerk so te werk dat later ook die Samaritane en die heidene tot bekering kom. En die Heilige Gees ook oor hulle uitgestort is. Hulle deel gevorm het van die volk van God deur daardie proses. En op hierdie manier kom ons by hierdie 7 gemeentes in Klein-Asië en ons sien wat is die effek van die wêreld op die kerk na so wat 60 jaar. En dit is hoekom die Here hier in hierdie gemeente ook homself beskryf as die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Want in hierdie 60 jaar het daar veral in die gemeente van die Laodisense 'n ding gebeur wat baie hartseer is. En om dit te verstaan, moet ons weer eens verstaan, wat is Laodicea? Waar is dit? Hoe lyk die gemeenskap? En so is dit ook wanneer ons na enige kerk gaan kyk. Om te gaan kyk, hoe lyk die gemeenskap waar binne hierdie kerk is? Hoe lyk selfs die, wat hulle in die wetenskaplike terme noem, die geopolitiese situasie waar binne hy hom bevind?
Met ander woorde, die wêreldpolitiek, wat se invloed het dit op die kerk? Die wêreldbeskouing van die mensdom, wat 'n invloed het op die kerk. Ons het dit gesien in die ander gemeentes, waar die vervolging baie fel was. Want die politieke stelsel het gemaak dat die keiser verwag het dat hy aanbid moes word as God. En nou kom Jesus Christus as die koning van die konings, en die Christendom verkondig hom as die koning van die konings. En daarom word die kerk vervolg. Aan die ander kant het jy die Jode gehad, wat geglo het dat Jesus Christus nie die Messias was nie en hom verwerp het. En hulle haat die kerk, want die kerk sê dat hulle 'n valse godsdienst is. En hulle gaan beskuldig die kerk by owerhede. En die vervolging raak erger. Maar broers en susters, die duiwel het verskeie maniere waarop hy die kerk aanval. Ons het dit gesien in hierdie eerste 6 briewe, hoe dat hy deur vervolging, deur afgoderry, deur valse leraars, die kerk die hele tyd aanval. Maar weet jy wat is die maklikste manier om die kerk aan te val? Welvaart. Laat dit goed gaan met 'n gemeenskap. En hulle vergeet wie hulle God is. Hulle vergeet hulle afhanklikheid van die Here. En dis hoekom die Here hierdie spesifieke goed kom sê. Teenoor Smyrna, wat 'n arm gemeente is en wat verdruk is, kom ons by hierdie ryk en welvarende gemeente van Laodicea. Nou Laodicea is so omtrent 65 km oos van Philadelphia, wat die vorige brief oorgegaan het. Daardie gemeente wat eintlik niks kritiek opgegee het. Nou kry ons 'n brief, die laaste een van die 7, en niks goeds word van hierdie gemeente gesê. 65 km uit mekaar uit hierdie twee gemeentes. Dis ons in Vryburg. Uit mekaar uit. Die een gemeente wat arm is en wat swaar kry. Die ander een, 'n gemeente wat so ryk is dat hulle God vergeet. Die knooppunt van die belangrikste handelsroetes van sy tyd is Laodicea. Sy posisie aan die riviere Lycus en Meander, wat albei by hom kruis, maak dat hy die handelsroetes van die hele klein Asië deur hom kry. En daarom word dit die stad van bankiers, die Manhattan van sy tyd. Al die bankiers, die geldwisselaars, wat hierdie verskillende lande se geldeenhede moet wissel met mekaar, bly in Laodicea. En 80% van hulle is Jode. Maar hierdie Jode gee nie eens om die Christenkerk aan te val, soos wat in die vorige gemeentes gebeur het nie. Daar word hulle die sinagoge van die Satan genoem. Hier praat die Here nie eers oor hulle nie. Want die gemeente word deur hulle eie vleeslike begeertes weggesleep. Hulle selfgenoegsaamheid. Hier is die geweldvarendste van die 7 gemeentes. Hy is bekend vir bankwese, maar hy is ook bekend daarvoor dat hy die mooiste, fynste swart wol weef. Skape met die fyn swart pels, waarvan die mooiste swart mantels geweef word. En dit word net vir die adelstand, die rykes, toegeken. Maar hierdie stad is so ryk dat in 61 na Christus 'n aardbewing hom totaal en al vernietig. En uit die geld wat in hierdie stad is, sonder een druppel van die regering van Rome se koffers af, bou hierdie gemeenskap hulle eie stad weer op. So ryk is hulle. En daarom dra 80% van die mense hierdie swart mantels. En dit word een van hulle belangrikste uitvoerprodukte.
Naas dit is dit ook die universiteit se mediese kampus, kan ons sê, waar dokters opgelei word. As jy in die week hier was, sou jy onthou het dat die dokters afgoderry bedryf het. Maar dit is die opleidingsentrum vir die dokters. En hulle is vervaardigers van een van die belangrikste geneesmiddels van hulle tyd. 'n Oogsalf wat die bestanddele daarvan net in Laodicea se omgewing beskikbaar is. En hierdie oogsalf maak dan ook die aptekers en die vervaardigers van hierdie oogsalf baie, baie ryk. Daarom is daar nie in hierdie brief enige melding van bedreigings van die Jode of van die keiser nie. Daar is nie 'n gevaar van dwalia nie. Die welvaart van die gemeenskap bedreig die gemeente. Aanvanklik was hierdie gemeente heel lewenskragtig. Maar in hierdie welvarende omgewing het dan mettertyd 'n verslapping ingekom. En net die voortbestaan het aangehou. Hulle het maar net aangehou om 'n gemeenskap van enersdenkendes te wees. 'n Gemeenskap wat nou en dan by mekaar kom om die Here te aanbid. En dis die gevaar wat ons as Afrikaner volk ook in die vorige bedeling in die oë gestaar het. Dis die gevaar toe dit met ons goed gegaan het. Dat die kerk nie meer erns gemaak het met die Here nie. Want die Here het ons geseën en dis al wat vir ons saak gemaak. In 'n groot mate is dit deel van waarom ons as volk verval het tot waar ons vandag is. Want ons het God vergeet toe dit goed gegaan het. En nou kan ons gaan vra, hoe lyk ons gemeenskap? Hoe het ons gemeenskap gelyk voor die ekonomiese ineenstorting van 2008? Hoe het dit toegegaan in hierdie gemeenskap en in hierdie gemeente? Daarom spreek die Here hierdie gemeente baie skerp aan. Hy sê, julle het nie gehoor gegee aan die waarskuwing in Deuteronomium 6 vers 4 tot 13 nie. Daar staan, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag, met al jou verstand. En jy moet hierdie goed vir jou kinders inskerp. En jy moet daaroor praat as jy op die pad is en jy gaan lê en as jy gaan slaap. As jy opstaan in die oggend, dit moet as 'n deur voor op jou deurpos geskryf word en dit moet op jou stadspoorte geskryf word. En wanneer jy in hierdie land kom wat ek vir jou gee, wat jy nie die reënbakke van uitgekap het nie en die wingerde van geplant het nie, moenie vergeet dat dit is ek wat dit vir jou gegee het nie. Moenie gaan en gaan sê, kyk wat het ons bereik nie. Spreuke 30 vers 7 tot 9 waar die Spreuke digter dit anders uitdruk, waar hy sê, Here, 2 dinge bid ek van U. Gee dat ek nie arm sal word of ryk sal word. So ryk dat ek U sal vergeet, of so arm dat ek moet steel en U naam onteer nie. Hier kom ons by hierdie gemeente wat nie gehoor het. Dit moet my gebed wees wanneer dit goed gaan nie. Julle het so ryk geword, julle het my vergeet, sê die Here. Teenoor Jesus wat homself beskryf as die waarheid en die skepper van die hemel en die aarde, staan hierdie selfvoldane, selfgenoegsame, ongeërgde gemeente. Ons het Christus net nodig by die oordeelsdag. Vir die res sal ons self sorg. Ek werk vir my brood. Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Ek werk vir wat ek het. Broers en susters, hoor wat sê die Here. Die Amen. Dit wat waar is. God wat getrou is.
Hy verwys terug na Jesaja 65 vers 15 waar hy homself die getroue, die Amen noem. God wat sy woord uitvoer. Die geloofwaardige en getroue getuie wat ons in Openbaring 1 vers 5 ook van lees. Jesus Christus sê, ek is die geloofwaardige. Al die leuns wat hierdie wêreld vir jou kom voorhou, is leuns. As jy nie by my woord staan nie, gaan jy val. En die volstrekte mag oor hemel en aarde behoort aan my. Ek het dit geskape. Ek is die begin van die skepping. Ek het dit uitgedink. Ek het jou uitgedink. Ek het jou naam in my boek opgeskryf voor jy nog bestaan het. Voor die grondlegging van die wêreld, sê Efesiërs 1. Het God jou uitgedink en jou naam in sy boek geskryf. Die gemeente moet besef, hy is geloofwaardig omdat hy die almag het om sy woord na te kom en te doen wat hy sê. Ja, hy kan spreek en dinge gebeur. En hier moet ons dan ook die dwaalleer van ons tyd sommer net omdraai. Dis net God wat kan praat en dinge gebeur. As die Spreuke dan sê, daar is lewe en dood in die mag van die tong, dan beteken dit iets anders. Dit beteken jy kan 'n getuienis lewer teenoor iemand en dit sy dood veroorsaak, of jy kan 'n getuienis lewer teenoor iemand en dit kan sy lewe beteken. Maar dit beteken nie jy kan iets sê en jy gaan iemand se dood spreek soos wat die dwaalleraars dit sê nie. Dis net God wat die mag het om te spreek en dinge gebeur. Hierdie gemeente was lou. En hulle verstaan wat die Here sê, want dis hulle verwysingsraamwerk. Dis so goed as om vir julle te sê, julle is porrel. Hierapolis, daai woord wat so moeilik uitspreek, is 'n stad so 30 km van hulle af. En daar is 'n warmwaterbron wat baie minerale water het. As jy dit drink, as dit warm is, kry jy dit gesluk. As dit koud geword het, het die minerale afgesak en kon jy dit drink. Maar as dit lou warm was, was dit vol van hierdie minerale en dit was walglik. Dit het jou naar gemaak. En dis wat die Here kom sê, julle is vir my walglik. Julle maak my naar met julle selfgenoegsaamheid en onbetrokkenheid en eie sinnigheid. Hoekom maak hulle hom naar? Hulle reken ons het die Here nodig om ons te red by die oordeelsdag. Maar intussen tyd het ons genoeg om van te leef. Ons sorg vir onsself. Maar die Here sê, al die vee op die berge behoort aan my. Al die rykdom van hierdie aarde behoort aan hom. En hy gee dit, volgens die prediker, vir wie hy wil. Die Here spreek hier 'n gemeente aan wat kragteloos geword het in hulle belydenis. Hulle lyk soos die stad rondom hulle. Hulle tree op soos hierdie handelaars rondom hulle. En dit is deel van die probleem. En daarom spreek die Here die engel van die gemeente, die leraar van die gemeente aan. Alreeds in Kolossense 4 wat omtrent 30 jaar van tevore geskryf is, sê Paulus vir hierdie gemeente, Epafras is bekommerd oor wat by julle aangaan. Epafras gee om. En hy dra julle belange op die hart. En daarom vermaan ek vir Archippus, julle predikant. Gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here
dat jy dit vervul. Geliefdes, wanneer die evangelie van die kansel afgewater word, gaan die gemeente afgewater word. As daar 'n lou evangelie van die kansel af verkondig word, gaan die gemeente lou word. En die vraag wat die Here vir hierdie gemeente vra, is julle warm? Brand julle harte soos Paulus se hart gebrand het vir die Here? Calvin wat gesê het, ek offer u 'n brandende hart. Of gaan ons maar net aan? Die Here sê, ek kan eerder met 'n koue, ongelowige werk, as wat ek met 'n lou hart werk. 'n Koue, ongelowige hart kan deur die Heilige Gees warm gemaak word. Deur die evangelie gered word. Maar iemand wat dink hy's gered en lou is, sê die Here, ek gaan vir jou uitspoeg. Ek gaan vir jou uitspoeg, anders gaan ek naar word. En daarom wat die predikant moet ag gee op sy verkondiging van die woord sê. Prof E.P. Groenewald sê daar is vir hierdie gemeente net een weg, een uitweg. Hulle moet hulle losruk uit die mag van die materialisme en hulle ryk word in Christus. Die bankiers moet sorg dat hulle gelouterde goud van geloof by hom koop. Dit wat in Jakobus en in Maleagi vir ons gesê word, hoe dat God ons louter. Geloof wat suiwer is, by hom gaan kry. Waar kry ons dit? Ons koop dit deur sy woord elke dag te bestudeer. Myself elke dag te gaan ondersoek uit sy woord. En daarvolgens te lewe. Hy sê, hierdie tekstielhandelaars wat in hierdie fyn swart wol werk, moet vir hulle gaan wit klere koop by Christus. In die vorige briewe het ons gesien dat hy praat daarvan as dat Christus ons klere kom reinig, dat hy ons klee met 'n wit kleed. Openbaring 7 vers 9 en verder sê dat hulle wat voor die troon van God staan geklee is in wit klere, wat gewas is in die bloed van die lam. Wat sê hy? Daardie swart, flamboyante kleed wat jy dra, is vir my nie mooi nie. Al die modegiere van die dag, broers en susters. Alles wat vir ons voorgehou word as goed, sê die Here, reinig jouself deur die bloed van Christus. Koop by my vir jou 'n wit kleed, sodat jou skande en jou naaktheid bedek kan word voor God. Dwars deur die Bybel van Genesis 3 af, is naaktheid die grootste skande wat daar vir 'n gelowige kan wees. En vandag dink die mensdom, dis maar reg. Dis mooi. Die Here sê, kom klee jou, sodat jy nie naak bevind word voor my nie. Gaan lees maar wat sê 2 Korintiërs 4 en 5. Dat ons nie naak voor God bevind moet word nie. Die aptekers, die mengers van die oogsalf, sê hy voor, kom koop by my vir jou oogsalf wat jou sal laat sien. Kom na my toe. Ek is die een wat sig gee. Net ek kan vir jou waarlik laat sien wat die koninkryk van God beteken. Daardie oogsalf wat julle 'n fisiese oog mee kan genees, beteken vir jou niks in my koninkryk nie.
Jesus Christus het die mag en hy het dit gewys toe hy op aarde was om blindes se sig te herstel. En daarom wat hy sê, julle dink julle sien omdat julle hierdie wonderlike oogsalf het. Maar ek sê vir julle, julle is blind. Want julle sien nie vir my nie. Julle sien nie my koninkryk nie. Julle sien net dit wat vir julle saak maak. Julle sien net julle rykdom en julle eer. Kom koop by my oogsalf. Kom kyk. Kom sien reg. Hy wat ryk was, die Skepper, en terwille van ons arm geword het, sodat ons sy armoede, deur sy armoede ryk kan word. So sê 2 Korintiërs 8 vers 9 vir ons. By hom is daar te koop sonder geld en sonder betaling alle rykdom van sy genade. En dit is die belangrikste wat ons nodig het. Die Here kom draai nie doekies om met hierdie gemeente nie. Hy draai nie die tug in watte toe nie. Hy spreek die gemeente streng aan en in vers 19 sê hy, omdat ek julle liefhet. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Hierdie woorde van die Here is harde woorde, broers en susters. Maar dis waar. Dis waar van die kerk in die weste. Wat selfgenoegsaam geword het en die evangelie laat stil word het. En daarom het ons nie meer 'n stem in die stad nie. Want ons is arm en blind en naak. Dit het tyd geword om na die Here toe te gaan en goud by hom te gaan haal. 'n Wit kleed te gaan aantrek. En ons oë te laat herstel. En ophou om op onsself staat te maak. Ophou om op ons eie vermoë staat te maak. Ja, gaan werk hard. En gaan geniet die seën van die Here in jou arbeid. Die Here sê jy mag. Gaan lees gerus die Prediker. Maar moenie vergeet wie dit vir jou gegee het nie. Moenie vergeet wie vir jou die ewige lewe gegee het, die grootste rykdom wat daar is. Hierdie gemeente het God uitgeskuif en op hulle self begin vertrou. Maar sy wekroep is, ek wil saam met julle wees. Ek staan by julle gemeente se deur en ek klop. Ek wil saam met julle aansit vir aandete. Nee, Midde-Oosterse tradisie is ontbyt 'n ligte ete, middagete was 'n ligte ete wat sommer by die werk geëet is. En aandete. Dit was die fees. Dit was waar ons as familie saam om 'n tafel kom sit. Waar ons saam kan kuier, saam kan geniet. Nie soos in ons dae wat almal by die TV sit of in die kamer sit met 'n selfoon of 'n rekenaar nie. Daar is saam gekuier. Daar was gemeenskap met mekaar. En die Here sê, ek wil met julle gemeenskap hê. Ek wil nie net die een wees wat julle eendag moet red wanneer die wederkoms plaasvind nie. Ek wil deur my gees nou by julle wees. Maar julle het die deur toegemaak in julle selfgenoegsaamheid en julle ongeërgdheid. Maak oop die deur dat ek kan inkom, kom aansit. En as julle dit doen,
Sê hy, dan sal julle saam met my aansit. Dan sal julle saam met my op my troon sit. Hy praat van die troon gedeelte van die troonsaal, waar ons saam feesvier. Die Engelse praat van die dice, waar die adelstand gesit het in hulle troonsale, terwyl die burgery aan tafels onder gesit het. Jy kan saam met God aan die tafel sit, en saam met hom feesvier in die ewigheid. Dis wat hy vir jou kom sê. En daaroor sê hy, daar is nog tyd vir bekering. Kyk, die Here is naar oor hierdie gemeente. Maar hy is lief vir hulle. Hy is lief vir hulle en hy sê vir hulle, bekeer julle. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Ons neem so maklik aanstoot. Wanneer iemand ons 'n bietjie hard aanspreek oor ons sonde, of dit die kinders is wat deur die ouers aangespreek word, 'n broer wat deur 'n broer aangespreek word, 'n suster wat deur 'n suster aangespreek word, ons neem so maklik aanstoot. En sekerlik gaan baie mense aanstoot neem as hulle hierdie brief lees. En dit verstaan soos ons dit nou verstaan. Maar hoor wat sê die Here. Die Here eindig nie daarby dat hy sê, julle maak my naar nie. Hy kom en hy sê, ek sê vir julle hierdie goed want ek is vir julle lief. Bekeer julle. Ek gee julle nog tyd vir bekering. Ek wil nog inkom en by julle kom eet. Ek wil nog met julle gemeenskap hê. En ek wil hê jy moet eendag saam met my op my troon sit. Nou, en tot in ewigheid, geliefdes, kan ons in die rykdom van God se genade deel. Maar hy sê vir 'n gemeente, bekeer jou. En hy sê vir die gemeentes, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Want in elke gemeente, broers en susters, is daar sulke mense. In elke gemeente is daar mense wat in beproewing is. Is daar mense wat beswadder word deur ander. Is daar mense wat deur die gemeenskap beswadder word. Is daar mense wat deur die dwaalleraars op sleeptou geneem word. Is daar mense wat deur die afgodery op sleeptou geneem word. Is daar mense wat deur die vakbonde en die ekonomiese wêreld om ons op sleeptou geneem word. En is daar mense wat se rykdom hulle van God verlou het. Dis die 7 probleme waarmee hierdie gemeentes gesit het en ons kan hulle in elke gemeente sien. Die vraag is, waar staan jy en waar staan ek? Glo ons dat God is in beheer van my hele lewe. Bekeer jy, want ek wil inkom. Ek staan by die deur en ek klop. Ek wil inkom en ek wil saam met jou maaltyd vier. Ek wil met jou gemeenskap hê. Mag die Here gee dat ons by hom kan stil word. Dat ons kan deel in sy rykdom wat hy vir ons beloof. En ons welvaart op aarde ons nie wegtrek van hom af nie. Want hy is al wat ons het. Al hierdie goed op aarde beteken absoluut niks as ons hom nie het nie. Dit kan so van ons weggevat word. Onthou u die gelykenis van die ryk man wat sy oes so groot was dat hy sy store moes groter maak. En in daardie nag het hy gesterf.
en hy het niks van daardie rykdom oorgehad nie. Want hy het naak voor God gestaan. Waar staan jy? Waar staan ons voor God? Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons God en Hemelvader, Here, wat 'n hartseer saak. Wat 'n hartseer saak dat ons besef dat ons ook naak voor U kan staan as ons nie ons vertroue absoluut op U plaas nie. Dat ons so maklik weggesleep word na ander dinge. En daarom bid ons, Here, dat U vir ons sal ore grawe, dat ons kan hoor wat U deur die Gees aan die gemeente sê. Dat ons sal hoor wat U in die woord vir ons kom sê, sodat ons daaruit kan lewe. Ja, Here, in ons gebrokenheid, in ons mensheid, kan ons nie anders as om te erken dat ons so maklik aanstoot neem wanneer U ons aanspreek nie. Maar Here, ons besef dat U dit uit liefde doen. Ons besef, Here, dat U selfs hierdie harde woorde aan die gemeente in Laodicea uit liefde vir hulle gegee het. En uit liefde vir die kerk dit nog steeds gebruik om hulle aan te spreek wat selfgenoegsaam en selfvoldaan dink hulle kan hulle eie pad loop. En ons bid U, Here, dat U deur U Gees hulle harte sal versag. En dat U hulle sal gee om by U te koop goud wat gelouter is, wit klere en salf vir hulle oë, sodat hulle U kan hoor, kan sien en kan laat inkom om saam met hulle te kom feesvier. Sodat ons eendag ook saam met U aan die feesmaal van die Lam kan deelneem en U verheerlik word in ons dag. Ons bid daarom vir ons gemeente, Here, dat U gee dat ons nie sal lou wees nie, maar dat ons harte sal brand vir U. Dat ons harte sal brand vir U, sodat die evangelie van ons af sal uitgaan na 'n wêreld wat besig is om U te verloon en U vergeet het en sonder U verlore gaan. Help ons, Here, om so ook deur U Heilige Gees brandende harte te hê. Wil U in ons harte kom werk. Wil U die Gees gee in ons, sodat ons die vrug van die Gees kan uitleef en die werke van die vlees kan doodmaak. Ons bid daarom vir ons kerkraad, vir wysheid en insig in die ampte wat hulle dien, dat hulle daar ook brandende harte vir U sal hê. Daar ook so sal leef, dat U verheerlik word in ons amptswerk. En gee dat U woord suiwer verkondig sal word van U kansel af. En U naam geheilig word. Ons vra hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar in Jesus Christus ons Here en Verlosser se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met elkeen van u. Amen.